Daar kom dae wat ons eie grootste vyand is. Ons vertel vir onsself dat ons niks reg doen nie, dat ons 'n mislukking in die lewe is, iets wat nooit moes gebeur nie. As ons sulke negatiewe en afbreekende taal teenoor onsself gebruik, is ons self ons grootste vyand. Wat ons moet verstaan is dat sulke negatiewe gedagtes nooit van God afkom nie. God het ons lief en wil ons opbou om te doen wat hy van ons vra. Die Here Jesus sê in Johannes 8 vers 44 en 10 vers 10, dat die duiwel 'n leienaar, 'n dief en 'n rower is wat by ons steel. Die duiwel steel by ons deur negatiewe gedagtes oor onsself in ons kop te fluister. As ons oor hierdie gedagtes begin dink en dit vir onsself sê, word ons eie grootste vyand. Ons luister na die duiwel en help hom om onsself af te breek. Die gevolg is dat ons nie kan glo dat die Here ons vir sy doel kan gebruik nie. Spreuke 4 vers 23 sê dat ons veral versigtig moet wees met wat in ons hart omgaan, want dit bepaal ons hele lewe. Ons moet dus hoor dat daardie dinge wat ons in ons hart en kop toelaat, ons hele lewe bepaal. Verstaan jy waarom Kolossense 3 vers 2 sê, dat ons eerder ons kop met God se woorde moet volmaak? As my gedagtes bly maal oor al hierdie negatiewe en slegte goed, wat die duiwel vir my deur mense en my eie gedagtes gee, moet ek weet dat ek buite God se wil is. Ek is besig om sonde te doen, want ek luister eerder na die duiwel as na dit wat God in sy woord oor my sê. As jy sukkel met sulke slegte en afbreekende gedagtes oor jouself, waarom begin jy nie elke dag bid dat die Here deur sy Gees jou gedagtes nuut sal maak, sodat jy kan wees wie God bedoel het jy moet wees nie?